Welkom by Conversations That Matters. My naam is Charlene Elliott en vandag gesels ek met Lyndon Jafta, 'n man wat gesien word in die gemeenskap, maar hy is nie net 'n radiopersoonlikheid nie. Hy is 'n pa, 'n gemeenskapwerker. Hy is meer as net Parel FM. Welkom vandag, Lyndon. Dankie Charlene, dankie vir die uitnodiging. Dit is 'n groot plesier. Dit is vir my regtig 'n voorreg om vandag hier in die ateljee met jou te kan gesels. Lyndon, Ek moet sê, sorry, dit is nou hoeveel onderhoude wat ek saam met jou gevoer het. ja, vandag Is sit meer as 10 en nou word ek gewonder. Ja, en vandag dink ek is my 11de episode van Conversations That Matters. So, dit is my eintlik so voorreg. Ek het ook nogal gestaan daaraan gedink dat jy doen altyd die onderhoude. En vandag sit jy aan die ander kant. Yep. Maar ons praat nie vandag oor wat jy doen nie. Ons praat vandag oor wie is Lyndon? Waar kom Lyndon vandaan? Hoe het sy grootmaak daar jare gelyk? So vertel vir ons 'n bietjie, wie is Lyndon? Ek is 'n jong man van die provinsie waar legendes gebore is. Okay. Legendes soos Madiba, legendes soos Thabo Mbeki, legendes soos Early B. Ek is van die Ooskaap. Ek is gebore in Oos-London, groot geword daar. Ek het een van die kenmerke van Lyndon is dat in my klein jare het ons baie getravel. My pa was 'n konstruksiewerker en jy kon nie byvoorbeeld verder bou in Oos-London nie, want er was net soveel oop grond, maar daar was nie geld nie. Ja. So al die konstruksieouens het gegaan Johannesburg toe. So van kleins af het ons Johannesburg toe getrek, toe ek standaard 1 toe moes gaan. So in Johannesburg vir so 'n paar jaar, toe kom ons terug, toe bly ek vir 'n jaar weer by my auntie in Oos-London, en na toe gaan ek weer terug Joburg toe, en ek was daar vir omtrent so 15 jaar. Sjoe. Ek was op laerskool, hoofseun, ek was ook baie stout. Nee, kom ek sê, was gruwelik. Ek was nie stout geweest nie. Gruwelik aan praat ek van, ek het in matriek byvoorbeeld, my een juffrou gevra of sy nie my partner wil wees na die matriek afskeid toe nie. Hy was net 'n prank geweest, maar het was lekker jare. Wat was haar antwoord? Sy kon nie antwoord van die meneer wat eintlik vir haar smaak het toe ingestap op baie oomblik in die klaskamer en so. Toe kon sy nie antwoord nie, want hy was baie kwaad vir my. Eintlik het hy vir my uitgejaag uit die klaskamer uit voordat sy die antwoord kon gee. So ek neem aan sy wou graag. Wou sy graag saam met jou gegaan? Ja. Okay. Ek neem aan, maar sy het nooit gesê nie. Okay. Ek is positief wou. Okay, nee, maar dis reg as jy so positief is. Maar ek is ook geseënd in die feit dat ek het persoonlik van Madiba ontmoet. Oh wow. En ek was in die Boys Brigade in Rygepark in Boksburg, en ek was die kleinste, en ek het altyd voorgeloop. En toe hulle vir ons sê, dat ons as die Boys Brigade gaan vir Madiba ons gaan basies net voorstap. Hulle gaan musiek, hulle gaan op die tromme speel, en op die beels blaas, en ek moes net saam stap. Okay. En hy het by die VIP area ingegaan, en ons het ingegaan, by die hoof ingang van die saal, Rygepark saal, en toe ons nou instap na die verhoog, toe ons inkom aan die saal, toe sê hulle ons moet na die verhoog toe gaan. En toe ons by op die verhoog kom, toe het hy daar gestaan, om ons elkeen met die hand te ontmoet, en ek was eerste. So hy was vir my 'n groot eer. Die tweede keer was toe hy net na hy president geword het. Toe hy het nog met hy nuwe baby Merc van hom, so maroon ene, het hy gekom toe ons in matriek was. Sure. By Oostrand Sekondêr, toe het hy daai tyd ook weer gekom na Oostrand Sekondêr toe, om vir ons te kom toespreek. Hy het vir ons 'n goeie storie gegee, net om vir ons as matrikulante te motiveer. En daar het ek weer die geleentheid gekry om sy hand te vat. Jo. So het was lekker om dit te kan, as van die tye in my laerskool en hoërskool loopbaan. En dan toe ek in die Boys Brigade was, as ek op laerskool, toe ek hom ontmoet het, en Yes. paar jaar later het ek hom weer ontmoet. So hy staan uit vir my. Sure. Ja, ek dink dis min mense wat vandag kan sit en sê, hulle het die voorreg gehad om hom so te kan ontmoet, né? Ja. Laerskool en hoërskool. Lyndon, wat het jy na jou skoolloopbaan gaan doen?
Ek was in Johannesburg nog daai tyd en kyk, ek het van vroeg af begin werk. Ek het toe ek in standaard 5 was, het ek al 'n naweek werkie gehad. Die rede waarom ek daai gedoen het, daai tyd was dit baie moeilik vir my paal by die huis, vir my ouers. So ek het naweke gaan werk, na skool, op 'n Vrydag het ek gegaan plek in Germiston. En ek dink daar het ek basies my liefde vir bemarking ontdek. Okay. Want, en ek sê altyd die storie aan 'n paar mense, wat geïnteresseerd is om het te hoor. Jy is seker geïnteresseerd om het te hoor. Verseker. En die kies nie. Maar, ek het 'n werk gekry, part-time, net naweke, by Indian ou se winkel. Nou, jy weet, daar is, nie Pakistanies, India, ek praat nou aan 'n regte Indiër, en hulle het klere verkoop. So, Okay. reg oor kan die hof, ek dink is Commissionerstraat of Presidentstraat, ek kan nie onthou nie, maar ek was daar, my taak was om mense van die sypaadjie af wat verbystap, as duisende mense daar so oor 'n naweek verbystap, om vir hulle in te nooi om te kom kyk na die klere binne en hopelik te koop. Okay. Ons het nie commission gekry nie, ons het net, ek het R36 gekry. Ek het R50 gekry as ek Vrydag die middag en Saterdag tot 1 uur gewerk het. Okay. Jo. En as ek net Saterdag gewerk het, het ek R36.50 gekry. Nee? En my werk was, ek moes 'n pak klere gaan haal binnekant, een in 'n hengerklere aan my regterhand en in my linkerhand, en dan iets hier voor, jammer, en iets agter. Dan moes ek die mense nooi om in te kom. So basically, my deentjie was, come inside and have a look, get 'n pak is so bona, kom binne, kom kyk. Ek moes dit sê. Heel dag moes ek net raai sê. Maar die eerste seker 2 dae het ek net dit gedoen. Net gesê, kom binne, kom kyk, Gena Pagati, kom in Sarah en even look, en toe kom sê die ou vir my, kyk net hoeveel mense lobby verby. Jy moet seker maak dat jy die regte mense teiken. Want jy wil hê die mense wat inkom, moet koop. Ja. So, sy advies was, kyk na byvoorbeeld as 'n man en 'n vrou loop, en dan wys jy die rok vir die man. Okay. Sê kyk hoe pragtig dit aan haar lyk, sodat hy dit kan koop. As daar 'n mamma met 'n kind verbyloop, dan wys jy die kind se klere vir die mamma, maar dan hou jy dit so vir die kind om te sê, kyk hoe mooi gaan hy lyk. En ek het hy strategie gevolg, en dit het sukses. Dat was regtig suksesvol geweest. Ek kon nie sukses sien in hoe happy die eienaar was. Maar obviously, soos ek sê, ek het nie commission gekry nie. Ja. Maar, ek kon daai Kersfees, kon ek vir my broers en my suster klere koop, vir Kersfees, soos ek gesê het, dit baie moeilik gegaan by die huis, op daai tyd. En ek kon seker maak dat ons Sondag iets het om te eet. So ek was baie trots om dit te kon doen. Na daai toe gaan ek het 'n werk gekry by Edgars, eerste dag. Ek is veronderstel om 'n clown te wees. So hulle het my opgedres soos 'n clown, hulle het my gemake-up en alles, en die pay was beter. En ek gaan van R36.50 na R52 toe. So ek is baie opgewonde daaroor. En die eerste oggend, ek het daar gestaan, en nou jy moes nou rondloop, met jou clown uniform, of jou clown kostuum, en jy moet vir die kinders, nie vir die groot mense nie, vir die kinders my sweets gee. En nou was 'n dubbelverdieping. Nou gaan ek op na die hoofingang toe, en terwyl ek het net iewers in 'n dwaal gegaan. Ek het net iewers, ek hou hier net uit zone vir so 'n paar sekondes. Ek het gekyk iewers, en weggeraak, en hy wherever gestay het, en toe kom 'n meisie verby, op wie ek 'n crush gehad het. Maar, toe ek nou net by my sinne kom, en ek draai na haar toe skrik sy so groot, om te sien, hier beweeg die clown. Nie dat dit ek is nie, hier beweeg die clown. Ek het onmiddellik gaan bedank. Beloof jou, ek het onmiddellik gaan bedank. Die volgende week toe roep hulle vir my, toe sê hulle vir my, daar is 'n posisie by die skoene. So toe het ek aangegaan, maar die lekker ding is, ek kon hy geld huis toe vat, vir my ma gaan gee, en dan kon sy vir my sê, wat ek kan kry om te gebruik vir die naweek. Ek dink, daai het my geleer, verantwoordelikheid op 'n jong ouderdom, ek was nog nie eens in matriek daai tyd nie. Sure. Maar die groot ding is, ek kon help dat my, dat daar by die huis, iets op die tafel is. Of ek moes byvoorbeeld van die werk af, verby van die winkels gaan, Sunday hempe gaan koop, betaalsomme, en in die huis toe vat. So, op 'n vroeg ouderdom, het ek geleer die waarde van geld,
wat saam verantwoordelikheid gepaard gaan. Ja. Ek het gewerk vir dit. Ek het my eerste Crockett & Jones skoen, jy sal nie weet wat dit is nie, maar in Regenpark was dit 'n groot ding. 'n Crockett & Jones skoen, 'n Levi jeans en dan ook 'n bomber jacket. Wow. My vriende almal, hoeveel van hulle? Net een van hulle was die oudste. Die res van hulle was die babetjies. So hulle was baie bederf. Hulle het Crockett & Jones skoene gekoop en sê hulle vir die ouers, daai is verkeerde een, ek wil 'n ander een gehad het. Ek het gevind wat ek kry en gesê Crockett & Jones, toe koop ek dit. En ek het met daai geld wat ek so hard voor gewerk het ek my eerste bomber jacket vir myself gekoop. So ek kon van daar af kon ek sien wat die waarde daarin is om te werk en dan te kan bekom dit wat jy graag wil bekom. En die waarde te heg aan dit, né? Ja. Sê gou vir my Linden, is jy die oudste? Jep. Is jy die oudste? Oudste van 4. Ons is 3 broers en 1 suster. Okay. En al 4 van ons lewe nog, so ek dank die Here daarvoor. Jessie, ja. Linden, jy sê net Linden nie, maar jy's ook 'n pa van 2 pragtige kinders. Vertel gou 'n bietjie vir my, hoe het jy jou vrou ontmoet? Kyk, dit was ons was op skool saam. Dit was lang terug. Ek kan nie nou by die datum uitkom. Is reg, jy So, dit was lang terug en ek het daarvan verstook van die jare wat ek so getravel het. So ek het vandag ontmoet en dat was net op laerskool. So jy het maar net jy kyk iemand die maak of jy van lou en die sfeer. Dis wat sy gedoen het saam met my. En toe gaan ek Johannesburg toe. In matriekjaar of in standaard 9. Ek moet nou eens 'n konteks hê. So hy was dit standaard. Okay. So standaard 9 het ek afgegaan net so vir 'n besoekie en ek het by die winkel gestap en sy het gesê jonkie, ek hou van jou oë. En ek het net vir gekyk en toe loop ek. Toe gaan ek in die winkel en gaan doen wat ek moet en ek kom terug en my neef sê vir my nee, gaan terug na toe. Jy weet eens wie dit is. Toe gaan ek terug en ek sê en ek roep en ek vra respectfully, wat is jou naam? Toe sê sy, my naam is Kylie. Toe sê ek nou, my naam is Linden, moenie vir my sê jonkie nie. En ek draai om en ek loop. En van toe het ons mekaar net, hy was ons nie WhatsApp en niks meer, so ons het getikkiebox phone, ek het 'n kaart gekoop, en dan was so gebel, daar is 'n tikkiebox so oorkant huis gewees. So ek het in Joburg rondgeloop en gaan soek vir 'n tikkiebox, en dan het ek gebel en gevra, kyk jy gaan nou terugbel, gaan gou by die huis, en dan kry jy gou, sê gou vir die persoon, daar's 'n oproep, ek gaan terugbel. So ons het maar so, en verder het ons maar net in kontak gebly tot ek weer teruggekom het van Johannesburg af en verloof geraak en getrou. Okay, so het julle het logies nou in die Oos-Kaap of in Johannesburg getrou? Nee, in die Oos-Kaap. In die Oos-Kaap Ja. getrou. Okay. Jy het in daai huwelik is 2 pragtige kinders gebore. Yep, Lindsay en Darian. Lindsay en Darren, 2 pragtige kinders, maar vertel vir my 'n bietjie, hoe is jou verhouding met hulle? Met my kinders baie goed. Ons het 'n oop verhouding waar ek encourage my kinders om te praat. Ek encourage my kinders om met my eerlik te wees oor dit wat hulle voel. Ek het nog nooit vir my seun gesê, big boys don't cry nie. Want ek glo nie daarin nie. As jy wil huil, dan jy huil. Is beter as jy praat en dat jy dit uit jou stelsel uitkry. Ja. Want ek hou nie van te veel dink en mense weet nie wat gaan daar uitkom as mens nie wat op jou gedagte is met iemand deel nie. Met Lindsay ook, Lindsay is baie meer my karakter. Sy is 'n go-getter, sy doen baie goed, sy werk baie hard, maar Darian is baie committed. Committed en dedicated en ook 'n gedeelte van my. Obviously hy lyk soos sy ma, Lindsay lyk soos ek. Maar ek het altyd gesê hy kan soos sy ma lyk my met my maniere het. Maar dan het ek ook 2 pragtige kleinkinders. Ek noem hulle aangenome kleinkinders, Kate en Chloe. En dan ook 'n pragtige godchild, Alex Sky. Ek noem hom Cubby. Want kinders bring lewe in 'n mens. En ek is baie lief vir hulle 3. Ek treat vir hulle soos my eie kinders. Want soos ek sê, as 'n mens liefde het om te gee, dan is die beste persoon om dit te gee 'n kind. Wat dit gaan waardeer. Absoluut.
Lennon, ons gaan so klein bietjie dieper. Jou pa's onlangs oorlede. Ja. Ek weet jy was baie na aan jou pa. Jy het 'n goeie verhouding gehad. Vertel vir my 'n bietjie hoe dit nou, hoe daai jou lewe beïnvloed. Ek weet daar was 'n stadium waar jy net moes tyd maak om asem te haal Ja. na sy dood. Vertel vir ons 'n bietjie, vat vir ons 'n bietjie deur daai emosies, waardeur het jy gegaan in daai tyd? Ek dink ek gaan dit nie justice doen as ek nie begin by so 'n paar weke voordat hy afgesterf het nie. My ma en my pa het beide siek geraak. En eerste was dit my ma wat hospitaal toe was, en toe het my suster my geroep en gesê ek moet opkom. En toe ek opkom, daai selfde oggend, vat hulle my direk na die hospitaal toe, maar my pa is by die huis siek. En kom by die hospitaal, en my ma sê vir my, ek het vanoggend aan jou pa, ek het gedroom van jou pa, en ek het sy stem duidelik gehoor. En toe ek later by my pa kom, toe sê hy vir my, ek het vanoggend van jou ma gedroom, en ek het haar stem duidelik gehoor. So die conversation tussen hulle twee was, hy het gevra, want sy het my gesê, hy het gevra, Ron, my ma's naam is Veronica, my pa's naam is Rodolf, en hy het gevra, Ron, hoe voel jy, is jy okay? Of hy het eers gesê Ron, en toe het sy gesê Dolf, en toe vra hy, hoe voel jy, is jy okay? En toe sê sy ja, ek is alright, en jy? Toe sê hy ook ja, ek is alright. Verskillende tye toe ek met hulle praat, daai selfde dag, het hy dieselfde storie vir my gesê. Dit wys net vir my die bond wat hulle twee gehad het. Ja. As ek wou opkyk na 'n tipe huwelik wat ek graag sou wou hê, dan is dit hulle twee sinne. Want hulle het nog tot op 46-jarige huweliksherdenking, was hulle nog steeds lovey-dovey, soos wat hulle die eerste dag was. Is al wat ek van hulle af gesien het, net liefde. Ja. Hulle het baie gestry, soos enige verhouding, soos enige koppel, maar daar was altyd net liefde. As liefde wat hulle kon gee vir enigiemand wat daar na hulle toe kom, want hulle was gemaklik met mekaar gewees. Hulle kon praat oor probleme. Hulle hy was net volgens my die perfekte huwelikspaar, en ook die perfekte huwelik wat 'n mens wou hê. Lennon, ekskuus, ek gaan nou inkom hierso, net voordat jy aangaan. Gisteroggend was jy in 'n gesprek met 'n persoon in jou studio. Ek het ingestap en jy is vir my so mooi ding gesê van jou pa en jou ma. En ek sou graag wil hê jy moet weer dit sê oor hoe hulle met mekaar was en dat hulle nooit geweet het wat bekleierery is nie. Ja, my ma en my pa het altyd een kan gaan die meeste tyd een kan gaan stry. Hulle was kwaad vir mekaar, hulle het gaan praat in die kamer en net na dan lag hulle weer, want dan het hulle die probleem uitgesort. So het was moeilik om te verstaan vir my dat hulle beklei, want hulle was altyd so lovey-dovey. Ja. My ma en my pa tot op ou jaar het hulle nog mekaar gejaag. Vissies rondgejaag. Ag, dis hulle het baie koppels jaloers gemaak. Want hulle het van gehad saam met mekaar. Ek onthou toe ons jong was, toe gaan ons see toe. Dan het my ma en my pa by Sandduine opgejaag. Hulle het gehardloop, hulle het op rotse gaan sit. Hulle was baie lovey, baie romanties. My pa het geweet hoe om seker te maak my ma kry wat sy wil hê. En selde met my ma. Sy het geweet wat my pa nodig het, want hulle het mekaar so geken. En hulle was regtig onafskeidbaar geweest. Bring vir my 'n bietjie in, ek gaan krap nou 'n bietjie diep. Bring vir my in oor, wat het jou pa in die oggende gedoen voordat hy werk toe gegaan het? Ek het my pa geleer dat jy los geld vir jou vrou. Jy vra nie hoekom, jy vra nie hoeveel, jy vra nie vir wat nie. Hy het net geld gelos. Hy het net vir my ma gesê, Ron, ek het vir jou geld gelos. En dan gaan hy. Obviously, as tye wanneer het moeilik was, wanneer hy dit nie kon doen nie, maar wanneer hy dit kon doen, dan het hy dit net gegee. Hy het in die oggend, hy uitgehou van sy pap en sy tee in die oggend in. So as my ma kon opstaan en doen, dan het sy dit gemaak. Andersins het hy dit gemaak en vir bed toe gebring. Yes. Tot op
sy laaste, het hy dit kon, toe het nog moontlik was om te doen, toe het hy dit gedoen. En ek weet ook, jy het vertel dat jou ma het geweet, as jou pa die werk het kom, dan soek Ja. hy sy tee. Ja, ons moes, my ma het geweet hoe laat my pa, en nou, daai jare was daar nie 'n phone, of 'n WhatsApp, of enigiets, ek Ja. gaan jou bel, as hy het geweet, hy moet 5 uur by die huis wees. En ons moes seker maak, dat ons die hek 5 voor 5 oopmaak. Hy wou nie kom blaas voor die hek, as hy wil inkom nie. Ons moes die hek oop het, en plus, 5 voor 5, alles moes klokslag gebeur het. Ons moes seker maak, dat die hek oop is, ons moes seker maak, dat die theesakkie is in die koppie ingegooi, en die water is opgesit. As my pa inkom, dan moet die ketel basically afslaan. Yes. En ons was so groot gemaak. My ma het daai in ons ingeinstal. Want sy wou hê, my pa moes weet, na 'n harde dag, onthou hy was in konstruksie, het sy eie maatskappy gehad. My pa was die algemene voorman by die bou van Johannesburg Technical College. Sure. Een wat reg langs aan Ellis Park was. Hy het dit gedoen tot op, ek dink op 2 of 3 levels. Hy was net, ek seker so 60% klaar gewees. Hy was die algemene voorman vir die hele konstruksie. Jo. So as hy by die huis gekom het, sekere tyd, dan moes alles vir hom reg wees. Hy moes 'n bad water kry of 'n skottel water om sy voete te was. My ma het my pa soos 'n koning laat voel, want hy het vir haar soos 'n koningin laat voel. Wow. Sure. En dit is tot op die einde, né? Ja, so, toe wat gebeur het was, daai tyd, my pa, ons het geweet my pa is siek, kyk, COVID was so 'n jaar voor hy. Maar hy het 'n erge vloeg gehad, en ek onthou, die oggend toe ek moes terugvlieg, Parel toe, of Kaap toe, het ek gelê, ek het my suster op die bank gelê, en so 3 uur die oggend, dis nou die volgende dag, of 2 dae na hy, 3 uur die oggend, staan my pa op, en omtrent so, seker 3 tot 4 meter, het hy omtrent 15 minute gevat om te loop. Sure. Dis hoe moeilik het was, vir hom. Hy kon nie asemhaal nie, hy het gesukkel. Hy het gaan was, ek het vir hom gesmeer, sy rug gesmeer, voete gesmeer, waar het moontlik was om vir hom te help, het ek het gedoen. Want my pa was 'n baie trotse man. Ja. Hy wou dinge self doen. As hy jou toelaat om iets te doen, dan jy weet, Ja. jy is regtig nou special circumstances waarom hy vir jou gaan toelaat om iets te doen. En sy laaste woord aan my was, ek gaan jou mis. Toe ek stap. Toe ek moes, of ek dink dis die goudtrein wat ek gevat het. En Dis diep woorde. ja, ek sal het nooit vergeet hê. En so paar dae na hy, toe bel my suster my en sy sê vir my, hoorie, ek moet vir dit die dokter toe vat, die hospitaal toe vat. Ek kan hom nie reg, hy kom nie tereg, hy raak net erger. En op daai oomblik was my ma, sy het uitgekom, maar toe het sy in 'n suikerkoma gegaan. Sure. Want kyk, hy oomblik was daar so baie ding wat Ja. verkeerd gegaan het, dat Ja. ek dink die een hospitaal het van verkeerde medikasie gegee. So, sy was amper dood, maar hulle altyd is in dieselfde hospitaal op dieselfde vloer. Maar hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Sure. En my ma, toe sy nou weer alright is, toe word sy gewoon ontslaan, en toe sy ontslaan word, toe gaan hy in 'n coma. Hulle het vir hom in 'n self-induced coma gesit, want hulle moes seker maak dat hulle werk aan sy niere, werk aan sy longe. My pa het baie gerook. Hy het nie gedrink nie, maar hy het baie gerook, en daai oor die jare het sy tol gehad op die niere en op die longe. So, maar, toe het hy 'n fungal infection gehad. So, dit het hom verder vinniger gevreet, sy niere en sy longe. So, hulle kon dit nie reg kry nie, klomp goed gebruik. Hy was op dialysis gewees en dies meer. Maar die 22ste, die 21ste toe hulle vir ons gelaat weet, as niks wat hulle kan doen nie. So ons moet 'n besluit maak, rakende die masjiene. Waar was jy toe? Ek was daar, ek moes die besluit maak. Moes jy die besluit maak? Okay. Saam met my ma en my suster. Maar ek moes vir die dokter gaan sê wat ons besluit het. My ma wou nie glo nie. Sy was in denial gewees. Natuurlijk. Obviously, ek kon nie enigiets anders van haar verwag nie. Ja.
Maar ek dink daai was vir my een van die moeilikste besluite wat ek moes maak. Natuurlik, ek meen, En dis jou pa, nee? en die 22ste om 11 minute oor 7 het hy afgesterf. Sjoe. Lyndon, wat het op daai stadium, kyk, jy is nou die oudste, en jy moet nou daai besluit namens almal maak. Wat het op daai stadium deur jou kop gegaan? Baie keer bid ons en dan sê ons, Here, laat U wil geskied. Maar die vraag is, aanvaar jy wat die Here se wil is? So ek het net gebid, dat ons aanvaar wat die Here se wil is. Maak nie saak wat nie. Ons kon nie, ek kon nie dat ons as 'n familie vir die Here kondisie gee, maar nog steeds vir hom sê, laat U wil geskied nie. Ja. So, ons moes die besluit maak, want my pa sou dit nie kon maak nie. Natuurlik wil jy ook nie jou pa moet lei nie. Nou, daai is een van die grootste redes waarom ons dit ook moes aanvaar. Want onthou die dokters, hulle probeer alles. Hy was ook medies gewees, so hulle het alles geprobeer en hulle het vir ons gewys wat hulle alles probeer het. Sy oxygen levels het net nie reg gekom nie. Ja. En dis net te veel negatiewe gewees. Ja. En ek het later toe vra ek vir die dokter, gee vir ons al die feite, dat ons weet presies waarmee ons moet deel. Ja. En based op daai en ter ondersteuning van my ma, moes ons, ek dink dit was die besluit wat ons moes neem. Een van die dae, toe ek met hom praat, toe loop sy trane. Dit is moeilik. En my volgende vraag aan jou is net, hoe het jy die stukke? Hoe tel jy die stukke op? Hoe cope jy? Ek het geleer dat it doesn't get easier. You just learn how to deal with it better. So, maak jy saak wie deur wat gaan nie. Jy het jou eie manier hoe jy daarmee kan deel, want en ook jou eie tyd. Daar is nie 'n expiration date vir morning nie. Ek sê dit vir almal. Maak jy saak waar jy gaan nie. Moet nooit laat enigiemand vir jou sê dat jy het tot so 'n dag om op te hou weer nie. Presies. Jy moet deur dit wen. Ja. En dit kom soos 'n tsunami. Dit kom en dan is dit weer weg. So jy kry 'n tsunami van emotions. Ja, stye wanneer ek net gesit en huil het. Tye wanneer jy het is moeilik vir jou om deur die dag te gaan, moeilik vir jou want jy wil praat, jy wil stem hoor en dis meer. Maar deel met dit. En dis wat ek gedoen het. Ek het daardeur gedeel. Dink die grootste ding was, ek het altyd gelewe om my pa trots te maak. En obviously, toe hy nou nie weer daar is nie, toe het ek gevoel as wat niks is nie. Ja. En ek moes weer 'n purpose gaan vind om daai passie vir dit wat ek altyd wou doen, te gedoen het. My pa was hard to please. Vernaam op my. Ja. Ek moes altyd my beste doen, omdat ek die oudste is, volgens hom. So, ek het altyd gewerk sodat, of altyd dinge gedoen sodat hy vir my kan sê, ek is trots op jou. Selfs met my radiostasie ook. Dit was lekker die een oggend, ek het opgevlieg, dit was die 3de verjaarsdag. Toe gaan ek op en ek moes daai aand op klop verskyn. En toe het ek by oggend begin, my week het ek begin, deur vir hom te interview. So, het was lekker, gelukkig kan ek terugkyk en sê, ek het memories van dinge wat ek saam my pa gedoen het. En as ek reg het, ekskuus, as ek reg het jy dit in die huis gedoen, hè? Yep. Jy het dit alles opgeset in die huis. In die huis waar my, daar by my suster se huis. Ja, alles was opgeset, ek onthou dit nog spesifiek. Ja, en ek het laat hy sy pap eet terwyl ek het doen. Ja, ek onthou dit. En dit is nie mooi wat 'n mens saam met jou vat, nie? Maar onthou, na al hierdie hartseer en waar jy nou is,
moet jy moet nou daar wees as 'n steunpilaar vir jou ma. Hoe hanteer jy daai? Want onthou, sy is mos nou nie hier nie. Sy is nou verder weg. Hoe hanteer jy daai? Kyk, sy het goeie ondersteuning daar waar sy met my suster is. En daai is die moeilike ding. Jy kan nie. Maak jy saak, wat doen jy nie? Jy kan nie. Daar's niemand wat my pa se leemte gaan val nie. Jy kan nie eens probeer om dit te doen nie. Ja. So, sy sukkel nog steeds. Baie, en mense kan sien op haar WhatsApp statuses. Sy hou van statuses opsit. Ek het al gesê een keer, moenie 'n hele library opsit hier. Mense se data is te min vir hy. So, mense kan sien, daar kom tye wanneer sy hom baie mis. En dan ook by groot geleenthede, want hulle was altyd saam. Sy het seker gemaak, hulle is toe match aangetrek en dis meer, so groot geleenthede, familiesamekoms, is dit moeilik vir haar. En weer eens, 'n mens moet vir hulle toelaat. Ja. Later toe om te huil as sy wil huil. En vat daar, waar sy bijvoorbeeld iewers wil gaan, doen so. Dat my ma hou van travel, joh. Is Na dit? travel baie. Ag, maar dis goed. Ek natuurlik, die moeilike tye is mos maar altyd nou nader aan 'n verjaarsdag, nader aan 'n Kersfees, nader aan Vadersdag, waar jy weet jy spesiale goed gedoen het mos nou maar saam met hulle. So daai is mos maar altyd die goed wat vir ons bybly, en ek wil besê in daai maand wat jy weet dit kom nou nader, begin jou emosies al meer raak en al meer. En dit is so, elkeen hanteer dit maar op sy eie manier. Ek weet, jy sal partykeer in jou voertuig klim en jy sal gaan ry of gaan stap of wat ook al, Ja. om net jou kop skoon te kry. En dit is jou manier van deel daarmee. Ja, en dis ook die ding, as nie 'n voorgeskrewe manier om daarmee te deel nie. Precies. Soos ek kan, kyk, ek hardloop nooit, want die Bybel sê die dwaase hardloop aan niks jag om nie. Die Bybel sê niks van fietsry nie, so ek fokus maar liewer op fietsry. Lennon, wat is die mooiste herinnering wat jy van jou pa onthou? Daar's baie. Maar een wat vir jou Een wat vir my uitstaan was, ek dink my pa het vir my die geleentheid gegee om my heel eerste celeb te ontmoet. En ek dink ek het daar seker maar daai aantrekking begin kry. My pa was die bouwer wat Frans Marx se atelier by die huis gebou het. Wow. Frans Marx wat vir agter elke man geskryf het. Ja. En ek het so vir Wessel ontmoet, vir Steve. Okay. Ek het Antistini se klere gesien. Ek het vir wie nog 'n hele paar van die akteurs. Selfs 'n Frans Marx ook ontmoet. Want sy het alles moes nou maar rondom Linden gewees het. Van Linden is waar die atelier, die SAIK was mos daar rondom Linden gewees. Yes. Noord, Suidoos, ek dink Ooskant nie die Ooskant, die Westkant van Johannesburg. So in Linden was die gemaklike area om by te bly, om te wees. Want is baie naby aan die SAIK. Ek dink nou net toe jy sê Linden, toe dink ek nou, hoekom moet alles nou om jou gebou was? Hoekom is jy dan nou so spesiaal? Dis een van ons is in Johannesburg. Kyk, as jy gunsteling van die Here is, gaan sulke dinge gebeur. So. Ek het net gewonder, hoekom alles, wat maak jou dan nou so spesiaal? Is dit omdat jy om die celebs Dank nie die getrou? Here daarvoor. Okay. So, hy daar, ons was by sy kantoor, waar my pa ook moes 'n paar aanpassings gemaak het, verbouwings en dis meer. So, ek dink daai was een van my groot mooiste oomblikke om vir my pa, om vir ons die geleentheid te gee om mense te ontmoet. En dan ook, ek het baie gehou van mooi karre. Nie mooi karre nie, sportscars. Okay. Nou, as ek Johannesburg toe gaan, dan ry ek verby die plek waar my pa my na toe gevat het om my heel eerste sportscar te sien. Die pleksnaam was Exclusive Cars, op die hoek van, ek dink is nou Winnie Mandela Drive. En die pad wat opgaan na Mnet toe, en daarvan deur na Randburg Waterfront toe. So, die een dag het ons net gery. En ek het gesê ek moet saamkom om te gaan werk, want dis die ding, my pa het geglo, jy's 'n seun, jy moet saamkom werk.
So, toe ry ons en hy stop en hy sê vir my, Lindy boy, kyk haar. En toe ek kyk, sê ek, joh, Ferrari, Lamborghini, Oh. Porsche. En toe en hy het so blou en wit Cortina bakkie gehad. Toe sê hy vir my, nee, klim uit. So toe kon ek uitgaan en die karre gaan sien. So, daar is van die fondest memories. Jessie. Is daar iets vandag wat jou pa vir jou geleer het, wat jy oordra aan jou kinders? Ja, drink die regte medisyne as jy siek is. Ja. Ja. Dit is, Ja. want dit baat nie, jy drink goede wat jou nie gaan help. Ek het, my pa het my geleer van Corenza C, so my kinders drink ook nou Corenza C. My pa het my geleer van olie saam met heuning en met woestersous as jy hoes. So ek maak hy konkoksie of loa van nou of nie. Ek doen daai, gee vir hulle. So drink die regte medisyne wanneer jy siek is vir die regte redes. Okay. Maar ook familie is alles. Vir my pa was familie alles en ek praat nie net van ons gesin nie. My pa het my ma se hele familie en sy familie geaanvaar as familie. Ons het, ons huis was altyd vol mense. Ons bakkie was altyd vol mense. As ons see toe gaan, dan is daar familie en extended familie wat saam gegaan het. So my pa was baie fond op familie en dis die een ding wat ek dink wat ek oordra aan my kinders ook om wees lief vir jou familie. En geniet die tyd saam met hulle. Sure. Familietyd is belangrik, ja. Ja. Linden, almal ken jou as Parel FM. As ons praat van Parel FM, dan is dit, Linden. Maar wie is Linden as die ligte afgaan? Linden is 'n gelowige man. Linden het klomp flaws. Daar's baie mense wat nie van my hou nie. Nie almal het goeie smaak nie. Maar ek is nie uniek nie. Ek sit hier so as 'n gebroke man. Daar is nie enigiets wat ek wegsteek nie. Obviously gaan ek nie alles deel nie, maar ek is nie hier so as iemand wat 'n savior is of iemand wat uniek is in die smeer. Ek werk kliphard. Ek geniet wat ek doen dit saam met passie. En daar is een ding van my, ek is ook 'n leeu. So ons doen alles voluit met passie en met liefde. Ons gaan groot met alles. So as ek 'n vriendskap het, dan is ek 100% committed en dedicated in daai vriendskap in. Verhoudings met my staf selde. Ek help waar ek moet help en waar ek kan help. Maar ek is ook 'n flawed man. So ek is nie een hier so wat gaan vir jou sê dat ek is sterk in die kerk. Ek is 'n familieman, getroue persoon in die smeering. Ek is Linden. Ek het een keer geleer dat hulle het gevra watter tipe kar sou jy wees en watter kleur. Ek het gesê ek sal 'n multicolored Toyota Conquest 16 valve RSI wees. Want hy's vinnig, hy is mooi, hy kan vinnig besluite maak, hy's baie agile, maar hy kan ook veranderinge doen, vinnig aanbring. Maar die multicolored is, want iemand het gesê wat van 'n grey Cadillac. Grey is baie dull, boring, geen interest nie. Wat van 'n red Cadillac? Ja, red Cadillac is baie kwaai. Hy staan sommer uit. Maar die multicolor beteken ek gaan reflect wat jy wil ek moet reflect. Jy besluit wie ek moet wees. Ek gaan vir jou alles gee, maar besluit jy hoe jy wil ek moet wees. Ek is 'n baie respekvolle mens. Ek sê nog steeds vir mense auntie en oom. Al is hulle jonger as ek, as hulle net bietjie ouer as ek lyk, dan sê ek vir hulle auntie en oom. My ma het my geleer en met altyd respek het vir groot mense. My pa ook. My pa wou nooit hoor dat ons disrespectvol was teenoor enigiemand nie. Hy wou nooit hoor dat ek rou was met iemand nie. Al het iemand my kwaad gemaak, dan moet ek nog steeds my respek hou. Natuurlijk, ja. So ek is 'n baie respekvolle mens. Maar ek weet ek word as sekere dinge wat my baie vinnig gaan trigger. Ek is 'n mens. Want ek het my standaarde en ek het my grey area soos enigiemand. Ja. So in 'n nutshell, wie is Linden? Ek is 'n doodgewone mens met 'n hele klomp flaws, maar die Here is my herder en ek het
'n baie diep stap saam met die Here oor jare en ek sal daai nooit verruil vir enigiemand nie. Ek hou nie myself heilig nie want ek is 'n sondaar soos enigiemand anders. Maar ek weet waar my hulp vanaf kom. Sure. Lene, wat doen jy om te ontspan en wat maak jou weer vol energie? Kinders. My kinders, my kleinkinders, my godchild. Soos ek gesê het, kinders bring net daai energie in jou en uit. Om familietyd te spandeer, om potjiekos te maak. Ja, ek weet jy is lief vir jou. Ja, op my eie. Op jou eie. Ja, ek doen alles van die begin af en ek vat my tyd om dit te doen. Om tyd met vriende te spandeer of om net alleen te wees. Daar is nie 'n voorgeskrewe metode wat ek na toe gaan hardloop om myself te herval nie, want dit gaan van enige kant af kom. Ek hou nie myself gebonde aan net een spesifieke manier nie. Ek kan of my bike gaan ry, of ek kan gym toe gaan, of ek kan koffie gaan drink saam met iemand. Ek kan net vir 'n drive gaan, ek kan movies gaan kyk, ek kan by die huis is. Ek gebruik enige geleentheid waar daar is om my koppie weer vol te maak. Solank ek weet dit is my tyd. Ek noem dit me time, maar dit hoef nie alleen te wees nie. Maar ek is ook alright om alleen te wees. As niks verkeerd daarmee nie. Maar solank ek net weet, as dit me time is, of dit nou met enigiemand is, met 'n groep mense, solank ek net weet, ek geniet myself. Okay. Gou ietsie lekker vinnig, koffie of tee? Koffie. Buitelug of berge of see? Albei. Nee, jy kan net een kies. Die Here is meerder. Waar is hom op? Is moeilik vir my om daai twee te kies. So kom ek gaan sê see. Okay. As jou gesin jou in een woord kan beskryf, wat sou hulle sê? Moeilik. Moeilik? Is jy 'n moeilike mens? Of is dit Nee. omdat jy het sulke hoë standaarde dat jy verwag dat hulle daar moet wees? Ek dink dit gaan seker maar daaroor. Ek gaan nie sê ek het hoë standaarde nie, maar is net sekere beginsels waarin ek glo. Om op tyd te wees, by tye. Ek sê nie ek is altyd daar nie, ek word deur iemand uitgeskel as ek nie op tyd is nie, ek verstaan daai. Maar as sekere dinge wat ek net as onaanvaarbaar het, maar soos ek gesê het, ek is flawed. Daar is standaarde wat val, maar ek kan beskryf word as 'n moeilike mens, en ek kan vaar het. Okay. Ek vat daai ene. Watter rol speel geloof in jou lewe? Nommer 1 rol. Hoekom? Want ek is nie waar ek kan nie gewees waar ek vandag is deur al die moeilike tye waar ek gegaan het as ek nie die Here agter my gehad het nie. As ek nie die Here voor my gehad het nie. As ek nie die Here bo my gehad het nie. As ek nie die Here langs aan my gehad het nie. My gunsteling vers is Joshua 1:9. I have not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you. Ek het daai snaaks, ek het daai altyd as ek wag my uitslaa in matriek. Dan het ek daai wat nou Maart of Junie is en vernaam einde van die jaar. En ek hy gerecite aan my pa altyd gesê, jy het weer nie gedoen wat jy moes doen nie, nou wil jy daai skriptjie kom recite. Maar geloof speel die belangrikste rol in my lewe in. Ek is wie ek is as gevolg van Christus. Okay. Linden, sê vir my, waar het jou liefde vir radio begin? Ek het gehou van musiek toe ek jong was. Maar boonbehalwe daai, ons het in Johannesburg gebly en ons tuiste is in Oos-London. Hy is omtrent so 10 ure trip. Sure. Nou my pa het altyd, op die meeste van die tyd, het hy van die werk af gekom op 'n Vrydagmiddag. Eers kom werk aan die bakkie, en dan het ons in die aand gery. Nee, en ry ons deur die nag. Iemand moes my pa wakker hou. Okay. So ek was altyd getaas, gaan sit daar voor en praat. So ek moes die hele dag, die hele pad moes ek praat. Ai. En my pa het baie keer gesê, Linden, bly bietjie stil. En dan bly ek stil vir 'n tydjie, dan vra ek weer vir hom goeie, en dan praat ek asof ek vir hom interview. So ek dink ek het meer nie van my eie stem gehou nie, want baie mense miskonstrueer daai, en dis die ding, ek het geniet om te doen wat ek doen, om te praat.
Maar die grootste ding is ek het baie vrae gevra. Ek het nooit 'n liefde gehad vir radio nie. Ek het 'n liefde gehad vir dit wat radio kan doen. Ek het 'n liefde gehad vir die feit dat ons kon daar was daai een storie op 'n simulcast gewees op SABC, ek dink is 1 of 2. 11. Jy sal nie nou nie, sorry jou tyd. Maar ons het uit Afrikaans gespeel. Ja, my oom. Ja, hy het Afrikaans gespeel op TV, maar ons kon die radio in die bakkie gaan aanskakel en hom in die volume opdraai om die Engels te hoor. Okay. So dit wat radio doen het ek verlief op geraak. Die feit dat mense in die aand by die huis is, hulle is depressief en hulle die lekker of die regte liedjie speel en dan kon hulle luister en dan kon hulle inbel en 'n boodskap stuur aan die DJ. Ek het een keer my ma het altyd geluister vir Radio Kansel op AM. En van ek het gewoonlik net obviously Metro en alreeds goed geluister op FM. Op AM het hulle na raai geluister en die een aand het hulle vir my gesê, kom luister gou, daar's 'n ou wat sy testimony gee. En die ou was 'n verkragter en 'n moordenaar en hy het ingekom in die huis en die vrou wou hy verkrag en vermoor. Toe sê sy vir my, ek gaan dit doen, maar kom ons luister net gou iets. En hy het sy hart vir die Here gegee, oor dit wat op die radio gespeel het. Die storie is nie 100% in lyn met wat ek nou sê nie, maar dit is basies wat gebeur het. Hy het iets gehoor op radio wat sy lewe verander het. So die krag van radio is van daai tyd af nog steeds dieselfde. So ek is lief vir die krag van radio, want as 'n mens moet sê radio, baie mense gaan op radio en dan onmiddellik, as daar 2 of 3 mense vir hulle sê, ek het van jou gehoor en ek het van het geluister, of van jou gehou wat dit wat jy gesê het, en die ene van die dag en draag jy ouens groter as die radio. Ja. So die radio gaan dan oor hulle, in steede van wat die radio kan bied vir die luisteraars. 'n Mens moet daai divide kan trek. Ja. So ek is nie lief vir die radio nie, ek is lief vir die krag van radio, want die radio kan jy baie dinge doen. Sure. As jy vandag raad kon gee aan die jonger Linden, wat sou dit wees? Vra die regte mense vir advies. Moenie Hoe weet ons dit is die regte mense? Jy moet jou navorsing doen. Ek het, toe ek jonger was, het ek 'n paar vrae aan mense gevra. En ek het raad nodig gehad en ek het vir hulle gevra vir advies. En snaaks genoeg, dit waardeur ek gegaan het, het hulle ook deurgegaan. Of hulle het ook gedoen, maar hulle het gesê, moenie worry, dit gaan beter raak. So hoe hulle in hulle tyd dieselfde mistakes oor en oor gemaak, tot die tyd wat ek vir hulle gevra het vir advies. En hulle het my gesê, het raak beter. In steede van sê vir my, nee, kyk uit vir die, maak daai besluit, verander dit nou. So as iemand vir jou sê, moenie worry, dit gaan beter raak, is verkeerde besluit. Dat hulle vir jou die feite gee, doen jou navorsing. Sodat jy kan 'n meer ingeligte besluit kan maak vir jou toekoms. Jo. As jy die dag jou oë moet toemaak, wat sê jy graag wil hê met jou kinders onthou van jou? Dat ek baie lief was vir hulle. So. Jo. Linden, so kom ons aan die einde van hierdie lekker gesprek van ons twee. En die laaste ding wat ek graag wil vra is, as daar enige raad of advies is of 'n boodskap is wat jy vir mense daar buite het, wat sal dit wees? Doen wat jy wil doen tot die beste van jou vermoë. Moenie worry vir ander mense nie, moenie dat ander mense vir jou advies gee wat hulle graag nie sal volg nie. Doen wat jy wil doen. Wees wie jy is. Doen wat vir jou gelukkig maak. Moenie dat ander mense vir jou uit 'n ding uitpraat nie. Ek het vir iemand gesê een keer, as jy wil droom, droom groot. Moenie jou tyd mors met klein drome nie, want drome is verniet. Ja. So droom groot. Maar daar kom 'n tyd wanneer jy met wakker skrik en hy droom tot lewe bring. Ja. So, en onthou, jy het waarde. Onthou jou waarde. Ken jou waarde. Ja. Ek dink daai woorde het ek al bitter baie uit jou mond uit gehoor wat jy vir my gesê het. En dis iets wat ek nogal baie diep bær in my hart, want
dit kragtige woorde. Dit is woorde wat diep lê by 'n mens en jy moet nooit jou woorde laat sak vir enige iemand nie. As 'n persoon nie tot op jou vlak kan kom nie, dan is hy nie, dan moet hy nie in jou kring wees nie. En dis iets wat jy my geleer het. En tot vandag toepas ek dit toe. Maar Linden, baie dankie dat jy hier was vandag op Conversations That Matters. Dankie dat jy jou storie kom deel het. Dankie dat ek jou 'n bietjie dieper kon leer ken. Alhoewel ek jou nou al so lank ken, maar daar's mos maar altyd iets wat ons nie weet van iemand nie, né? So hierdie was nou vir my so 'n lekker gesprek. Dit is my gevoel ek sit in die voorhuis en ons is nou net besig met koffie. So dit was nou vir my gemaklik is. Dit was lekker, dit was gemaklik en ek wens jou alle voorspoed toe op jou pad vorentoe, selfs met Parel FM. Ek wens julle net voorspoed toe en mag dit net goed gaan met julle. Baie dankie, ek waardeer. Dankie vir die uitnodiging. En alle sterkte met dit wat jy doen, van jy praat oor dinge wat saak maak. Ja. So dankie daarvoor. Dit is 'n groot plesier. Dit was Conversations That Matters met Charlene Elliott en Linden Jafta.